Kom ons luister dan nou ook saam na die goeie tyding, soos wat die Here dit vir ons laat opteken het in Lukas hoofstuk 2 vanaf vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Net tot sover ons skriflesing vanoggend, geliefdes, en net terwille van die van u wat wonder, moenie bekommer oor die kersboom nie. Ek het vanoggend vir ons 'n kinderpreek voorberei, want almal van ons is mos kinders van ons Here Jesus Christus. En ek het dit gedoen op grond van die gestry en die beklei wat daar op sosiale media veral elke jaar in hierdie tyd plaasvind. Oor, is Christus dan nou gebore die 25ste of is hy nie? Is die kersboom 'n heidense gebruik wat die gelowiges oorgeneem het of nie? Dit maak nie saak nie. Die feit wat saak maak is, Jesus Christus is gebore vir ons. En daarom wil ek die kersboom gebruik vandag met sy versierings, om vir u 'n Bybelse perspektief te laat koppel, dat wanneer jy in die toekoms 'n kersboom sien, u met 'n Bybelse oogpunt na hierdie kersboom sal kyk. Wat beteken Kersfees regtig? So baie mense het deesdae al heeltemal vergeet wat Kersfees regtig beteken. As u en ek gaan kyk, nou nie na 'n kunsmatige boompie soos wat hier langs my staan nie, maar na die regte denneboom, dan sal jy almal dit met my eens wees, dat daai naalde van die denneboom die hele jaar deur groen bly. Daardie groen dennenaalde herinner ons dat ons die hele jaar lank hoop kan hê. Kyk ons daar na die spits van die denneboom of dan die kersboom, dan sien ons dit wys boontoe, om ons daarop te wys dat ons hoop het wat uit die hemel uitkom. Die blinkster, en ek het 'n bietjie groter een gebring terwille van die ouer mense wat nie meer mooi kan sien hier op jou kersboompie, die kleintjie nie. Die ster, die blinkster sê vir my dat dit 'n hemelse teken is van die belofte wat God gemaak het. Hy het beloof dat hy 'n verlosser na die wêreld toe sou stuur, en die ster was die teken dat hy sy belofte nagekom het. Kyk ons na die engel, terwille van die stiksieniges, en ek is self al een van hulle. Hier is vir u 'n bietjie groter engel dat u haar kan sien. Die engel was die heel eerste wat vir ons vertel het, wat vir ons vertel het van hierdie wonderlike ding wat gebeur het toe Jesus gebore het. Ons het hier in ons geleesde gedeelte gelees dat 'n hele hemelse skaar by die engel was en gesê het, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. Met Kersfees sien ons baie 'n kers. As ons die kers aansteek,
dan beeld hierdie kers vir ons uit die lig van Jesus Christus wat vir die wêreld geskyn word. Dit sê vir ons, Jesus Christus kom vat die donker in ons lewens weg en hy maak dit weer lig. Dan kry ons aan die kersboom baie keer mooi kransies. Sommer net 'n groen kransie met 'n ou strikkie, wat vir my 'n baie mooi beeld is. Maar hierdie krans wys vir my hoe ware liefde werk. Die liefde wat ons by God sien en wat ons ook teenoor mekaar moet gaan uitleef. U sien, hierdie kransie het nie 'n begin nie. Dit het ook nie 'n einde nie. Dit hou net aan en aan in die ronde gaan. Liefde is die volmaakte sirkel van omgee vir mekaar. Daarom, wanneer jy die kersboom sien, dink met die Bybelse oogpunt. En dan terwille van die kleiner kinders, waar is klein Jaco? Daar is dit. Ek het vir julle 'n Kersvader saamgebring. Kersvader laat 'n mens elke keer onthou dat ons moet gee. Want Kersvader deel mos die geskenke uit, hy gee. Kersvader sê, ons moet nie net geskenke gee nie, ons moet onsself gee, ons moet liefde gee, ons moet vergifnis gee, ons moet ons tyd gee. Dis die kosbaarste geskenk wat elkeen van ons vir mekaar kan gee. Dan sien u die toegedraaide geskenk, en moenie bly word nie, hy is leeg. Niemand kan hom kom haal nie, hy is ongelukkig leeg. Ek het hom net saamgebring terwille van die sigbaarheid. As ons die toegedraaide Kersgeskenk sien, dan besef ons God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat ek en jy in hom kan glo, maar meer nog, dat ons nie verlore sal gaan nie, en dat ons die ewige lewe sal beerwe. Dis die geskenk wat Jesus Christus vir ons gee. En as ons lees van die Kersverhaal, dan sien ons die wyse manne het die beste geskenke wat hulle kon, goud, wierook en mirre, het hulle gegee. En so moet ons vir God altyd die beste gee en die beste doen om dankie te sê vir dit wat hy klaar vir ons gedoen het. Dan sien jy daar aan die kersboom hang 'n kiertjie. Ek het terwille van die kinders 'n bietjie 'n groter kierie saamgebring. Die mense wat in beesboerdery betrokke is, sal weet hulle gebruik die pink kieries in beeste se hantering. Wat is die doel van hierdie kiertjie? Hierdie kierie herinner ons aan die staf wat die herders in die ou tyd gebruik het om daardie skape wat bietjie wyd geloop het te hak en nader te trek, om hulle te beskerm, om hulle te red van enige gevaar. En dis presies wat Jesus Christus met elkeen van ons doen. Hy het ons weer nader getrek. Hy red ons van ons sondeskuld. Ekskuus, laat ek net hier kyk. Hy red ons van ons sondeskuld. Hy trek ons nader. Hy hak ons en hy dring ons nader. Hy bring ons weer op die pad om saam met God te loop. Dan aan die kersboom hang daar gewoonlik klokkies. Pragtige klokkies. Kan jy dit hoor? Die doel van die klokkies is om te lui wanneer 'n skaap afgedwaal het. Hulle kan deur hierdie geklingel van die klokkies dadelik hoor in watter rigting moet hulle loop om weer by die kudde uit te kom. En so doen God met jou en met my in die erediens. Hy kom lei as ware vir ons die klokkies en hy bring ons terug na daar waar die kudde is. Heel laaste kry ons wat hulle in Engels noem die mistletoe. Ek het in Afrikaans bietjie gaan Google, hulle praat van 'n hulsblaartjie, ek weet nie hoe waar dit is nie. Jy sal sien, hy verskil so klein bietjie van die eerste een wat ons gehad het. Hier is stekelrigheid by, hier is doringkies by, en hier is hierdie rooi bessietjies by. Hierdie blaartjies vertel vir ons wat hierdie kindjie wat in die krib gebore is,
uiteindelik vir elkeen van ons gedoen het. Hy het aan 'n kruis gaan hang om ons sondes te vergewe. Die dorings wat ons in hierdie misseltou of dan die hulsblaartjie sien, herinner ons aan daardie doringkroon wat Jesus Christus moes dra. Die rooi bessies herinner ons aan sy bloed wat gevloei het. Dat hy bereid was om sy lewe te gee, sodat elkeen van ons vir ewig kan lewe. Waaroor gaan Kersfees eintlik? Dit gaan nie oor Kersvader en oor die boompie en oor al die versierings wat ek vir u nou gegee het nie. Dit gaan oor 'n dieper betekenis. Ons kan egter al hierdie dinge gebruik en dis wat ek probeer doen het vanoggend om vir u 'n Bybelse perspektief te koppel aan elkeen van hierdie versierings. Maar dit gaan oor hoe lief God die wêreld gehad het. Dit gaan daaroor dat daar op daardie stille nag, daardie heilige nag, 'n Jesuskind, lank verwag, gebore is. Hy is lig uit lig. Hy's lig uit die Vader se ryk. Hy word uit liefde aan mense gelyk. Dis 'n werklikheid, my liewe broer en suster, dat ou Kersvader en die Kersboom maar deel is van ons lewens, en alhoewel hierdie dinge niks met die eintlike betekenis van Kersfees te maak het nie, dink ek nie ons gaan dit sommer net wegwens nie, en daarom die gebruik om die Bybelse verbintenis te maak met die Kersboom. As ons dan die Kersboom sien van vandag af, dan dink ons aan die ster wat blink geskyn het, die belofte van Jesus Christus. Ons dink aan die boompie wat boontoe wys om vir ons te sê, ons hulp kom van bo af. Ons sien die engele waar daar wonderlinge dinge gebeur het en gesing het ere aan God in die hoogste hemel. Ons sien die kers wat vir ons 'n versinne beelding is van die lig van Christus Jesus. Ons sien die eerste kransie om vir ons te wys wat ware liefde is. Ons sien Kersvader om vir ons te sê, ons moet gee, ons moet onsself gee, want God het sy seun vir ons gegee. Ons sien die toegedraaide geskenk en ons dink aan daardie geskenk, daardie een geskenk, Jesus Christus, wat vir ons gegee is. Ons sien die kierie en hoe die Here ons hak en nader trek as ons afdwaal. Ons sien die klokkies wat lui om ons weer terug te bring op die pad van ons Here Jesus Christus. Ons sien die hulsblaartjies wat ons herinner aan die doringkroon, wat ons herinner aan sy kruisdood, wat ons herinner aan die bloed wat gevloei is. Dit gaan oor Jesus Christus. Hy wat gebore is vir ons. Dit maak dat ons kan juig, want die Redder is daar. Dit gee vir ons die geleentheid om die hemelse kind te loof. Ek wil afsluit, en dis my gebed vir elkeen van u, ook vir die wat dalk later na die opname gaan luister, dat hierdie Kersboom met al sy versierings van vandag af vir u 'n Bybelse impak sal hê, dat u anders sal kyk en dat Jesus Christus werklik deel van u lewe sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Troue en almagtige God en Hemelvader, hoe wonderlik is u werke oor die ganse aarde. Hoe wonderlik, Here, dat ons 'n alledaagse Kersfees se dinge kan gebruik, versierings aan 'n Kersboom, om ons te herinner aan Jesus Christus, aan die groot geskenk wat elkeen van ons ontvang het. Dankie, Here, dat ons kan stil word in u teenwoordigheid op hierdie dag wat ons verlosser gebore is, wat ons herdenk dat hy gebore is. Dankie vir die liefde wat onbaatsigtig in die afgelope jaar oor ons uitgestort is. Dankie vir u genade, vir u bewaring. Here, ten spyte van die stukkies grondpad wat ons moet loop, dat ons die oorgrote deel van die jaar gladde teerpad kon beleef, is loutere genade uit die Vaderhand. Here, daarom bid ek vanoggend vir elkeen in hierdie kerkgebou, maar ook vir elkeen wat na die opname luister, groot en klein, oud en jong,
Ek bid vir elke gemeentelid, hulle wat die voorreg het om op vakansie te kan wees, dat U hulle sal behoed en sal bewaar, dat U hulle sal dra, ook in hierdie tyd van feesvieringe, maar dat ons verby die wêreldse pret en plesier sal kyk, en dat ons Jesus Christus, ons Verlosser, sal sien. Dit bid ons in diepe afhanklikheid, in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Gee net vir Alette kans om hier na vore te kom. Ons gaan kollektes daar by die deure sal diakens wees. As daar van u is wat 'n bydrae wil maak, is u welkom. Ons gaan antwoord op die prediking met die sing van Gesang 162. Kom ons verwelkom, nou dat ons met 'n ander oog kyk na 'n Kersboom. Nou dat ons die Bybelse perspektief sien, kom ons verwelkom Kersfees opnuut. Nardus, kan ons jou mikrofoon 'n bietjie harder sit. Dat ons die Here verwelkom, o stille nag van vrede onder die suiderkruis. Ons sing al 3 die verse. Alette, as julle gereed is, kan julle vir ons speel. Nee, welkom o stille nag van vrede, die lied. Ekskuus, ek jou nou verwarm met my uitspraak. Wat het julle nou stille nag by julle? Ok, maar ons het hou net so bietjie, dat ek nou net vinnig dink. Kom ek gaan uit, en ek kyk gewoon, dan kry ek vir ons stille nag, ons kan hom ook maar sing. Wat is stille nag 152, nee? 54. Joh, hy is so klein, en hulle kan sien daar agter. Die van die wat die kan sien, die moet maar saam neerie. Kom ek nou net dink, kan mens nie die ding groter maak op 'n manier nie. Hier kom Nardus, lyk te plan. Soms presentasie. Dankie Nardus. Goed, kom ons sing Gesang 154 en antwoord op die prediking, stille nag.